Vir my is musiekterapie, jy weet. Dit is my manier om te cope met harsh reality. Hoe verskil die teaterscene dan in Suid-Afrika versus Europa? Hoor ek nou in Holland noem hulle wat ek doen. Daar's 'n naam voor. Kunsmusiek. Ja. Ek wil hoor, wat het solo travel vir jou mental health beteken? Ek het onder bome gelê en ek het kant en beetsap gedaai. Jy is 'n touring musician, jy's 'n songwriter, jy's 'n traveler. Ek hoor die hele tyd aan Ongwesen. Sy stem in my kop. As julle, welkom terug by die Baskast. En nee, definitief nie. As dit, welkom terug. Ja. As dit, welkom terug by die Baskast. My naam is Baas de Beer en hierdie is my cast. En op my cast vandag het ek vir Luna Page. Hallo. Ek het my intro reg gekry in Afrikaans. Hoorie, ek gaan sommer net met die deur by die huis inval en sê dit is so lekker om met jou te chat. Maar wat dit nog meer spesiaal maak, is daar so is nie 'n see binne stapafstand van ons nie. Want ek het besef, ons het basically nog net by Strab altyd oor en oor gesels of op 'n soos 'n online chat. So dis regtig lekker om op 'n stage in Centurion met jou te kan sit en chat. Van alle plekke, ja. Maar dit reën gelukkig. So daar is water involved. Kyk, ek meen vir jou om al die padjies op na die droë noorde te kom, moet soos nog 'n mission wees. Ja, ek het nou onlangs begin cold plunge elke oggend. So ek mis nou het my lyf gewoon daaraan geraak. So nou het ek sulke onttrekkingssimptome in die oggende, so ek so bly dit reën. Kyk, al wat jy hoef te doen om te cold plunge is stap het in die see in daarna by jou. Ja, presies. Ek gaan so 8 minute, dan is ek by die beach en dan swem ek nou elke oggend, dis great. Oh man, jy maak my glad nie jaloers nie. Hoorie, ek wil vandag vreeslik graag met jou gesels oor 'n paar dinge, but I think eerste, kom ons chat net oor die oral. O. Ja. Ek dink dit is 'n redelike belangrike ding om oor te gesels. Ja, ek het nou 'n nuwe enkelsnit uitgebring, die oral. En dis al 'n nuwe vibe vir my, want mense wat my so 'n bietjie ken weet ek is baie, jy weet, soort van folky en moody, en ek het nou onlangs begin werk saam met 'n ou André Skeepers wat elektroniese musiek vervaardig. Okay. En dit was so 'n nuuskierige ding by my. Ek wou check hoe dit voel en hoe dit sal uitkom, hoe sal my liedjies klink as ek dit doen. En die oral is nou die tweede liedjie wat ek saam met hom doen. En dis fun. En die sound is bietjie anders en so dit was geïnspireer uit my travels uit in 2024, en spesifiek 'n middag in Porto in Portugal wat ek die song soort van begin dink het aan die sang. Ek het hom eers 'n jaar later geskryf. Nou, ek weet ons gaan verseker 'n bietjie later stil staan by jou travels, want ek wil 'n paar dinge hoor, want daar's 'n Camino betrokke, daar's soos Mediterraneanse vibes betrokke. It's fantastic, maar ek dink as ek net een ding wil vra van die oral. Right? Picture yourself, jy staan langs iemand wat nou net jou show gekyk het. Jy het nou net die oral gespeel en jy kan 'n stetoskoop in hulle brein insit en net luister na wat hulle dink. Wat wil jy hê moet in iemand se gedagtes omgaan nadat hulle die oral geluister het? Ek dink ek sal wil hê hulle moet besef dat hulle is nie so anders van ander mense as wat hulle dink hulle is nie. Die hele premise van die song is eintlik dat ons vergeet so maklik dat die mense wat anders as ons lyk of ver van ons af bly of in weird plekke bly wat nie soos ons plekke is nie. Ons vergeet dat hulle is nes ons en jy moet amper eers 'n vreemdeling raak iewers voordat jy agterkom, o, maar ek is nes hierdie mense. Of oorgelewer raak aan ander mense se medemenslikheid of goedgunstigheid voor jy agterkom, o. So ek glo mense moet travel. Jy moet nou en dan jouself uithaal uit jou onmiddellike omgewing en jou gemaksone uit, juis sodat jy daai perceptions kan oopbreek en kan onthou ons is maar eintlik pretty much dieselfde. Ja. Ek glo daar 'n dieper koneksie is as net ek was by 'n mooi plek en toe skryf ek 'n liedjie daaroor. En dit is my nog altyd iets van jou songs wat half daai narratief volg van ek wil dit gaan cheesy klink, maar jou songs het vir my baie keer soos this narrative of hope.
Ietsie wat gaan van lelik na mooi, die mooi sien uit iets lelik ensovoorts. Is dit 'n ding wat jy as prins doen of is dit maar net hoe die lewe is en jy verwerk dit so en dan gebeur 'n liedjie daar uit? Ek dink vir my is musiekterapie, jy weet. Dit is my manier om te cope met harsh reality en ek gaan nogals maklik in die donker gate in van die siege en ek raak nogals maklik ook ontstel deur die donkerte van die mensdom. En ek dink musiek is die enigste manier hoe ek dit nog reg gekry het om dit te proses en dit te verwerk. En wat se keuse het ons nou maar? Ek wil jy gaan of sterf van misery of jy gaan dit verwerk en iets positiefs om daarmee maak sodat jy kan lig bring. Jy weet so ek dink dis wat dit is. Dis nie een of ek wat dink ek het die antwoorde nie, dis meer ek wat nou antwoorde soek en dit semi-vind terwyl ek songs skryf. So jou journey as songwriter sien ek dan nou ook, uiteraard ek bietjie meer gaan luister na van die ouer songs weer. En dat ek dink dit was 2017 wat jy die ek kry daai woord altyd verkeerd. Wat sê? Korreltjie kantel. Sien, dit is 'n tongtwister van Ja, dit is. 2017. Korreltjie kantel. Ja. Right. Ek kan nie help om te vergelyk jou songwriting style daarso versus nou. Soos jy sê, baie meer folky, baie meer ek wil nie sê rou nie, but rou. Hoe sal jy dit beskryf dan nou jou journey van songwriter 10 jaar terug tot en met nou? Ja, ek dink ek confuse mense en myself want toe ek begin het en dit is wie ek altyd is en sal wees, is dit ek in my klavier of ek in my gitaar en ek skryf 'n liedjie en ek voel iets en ek sing dit. En soos tyd aangegaan het en ek met ander musos begin werk het, met invloede mos maar ingekom. Hoekom met Korreltjie Kantel het ek gewerk met my eerste collab was met Gerald Clark. En ek het nog nooit voorheen voor dit eers geïmprovise saam met ander musos nie en Gerald's gewoon daaraan om dit te doen. So en baie goed daarmee. En baie goed daarmee. So ek dink hy het nou nog 'n bietjie geïrriteerd geraak met my wat so insecure is en bang is om net 'n gewaagde nootjie te vat. So ek het baie geleer uit daai ondervinding uit en ek was baie ook lief vir blues, maar ek het nie self blues geskryf nie. So na my amper 6 jaar met Gerald op die pad het ek begin om blues infused songs te skryf en het ek 'n hele show gedoen oor women in blues wat big band was. En dit sou nie gebeur het as ek nie saam met Gerald daai genre explore het nie. En met Korreltjie Kantel weer het ek saam met Nick Turner en Jamie Jupiter gewerk wat soos Nick is baie beïnvloed deur die Kaapse Afrikaanse Cape influences, maar ook African en Maskandi en daai tipe goed. Jamie is dieselfde. So skielik toe kom hierdie African element en toe seker 2 jaar later toe skryf ek 'n song Kiss of Africa. What a song, by the way. Dankie. So ek besef toe dat collabs het my eintlik oopgemaak aan ander style en genres. En as jy van hier af kom, die goed sit mos maar eintlik in jou. Dis maar net jy moet net bietjie speel met dit. So ja, nou ons lewe in 'n era. Ek het laas jaar toe ek so baie getravel het, toe gaan ek splash event op my eie, Stoksel alleen kamp ek het nie daar gegig nie. Dit was meer soos navorsing. Ek het gaan kyk hoe lyk die bands op die main stage is, wie is hulle en hoe klink hulle. En ek het amper op my rug geval toe ek sien dat 98% van hulle, maak nie saak hoe groot hulle bands is nie, speel met tracks. Dus ek like, wat? Dan sien ek, maar ek hoor 'n bass, waar is die bassist? Dan is daar nie 'n bassist nie, maar daar's ook 100 ander mense. En toe besef ek, shit, hoe kompeteer jy? As 'n solo artist wat jou gitaartjie speel en jou klavier speel met jou songs, hoe kompeteer jy met hierdie big sound? As selfs die groot bands elektroniese aanvulling gebruik. En is toe wat ek dink, okay, maybe I should stop being such a purist. En
begin speel, maar dit moet altyd authentic ek wees en ek moet dit geniet. Ek moet nooit iets doen wat nie vir my lekker is nie. En toe begin ek dit doen, toe is dit lekker. So weer een, nou collab ek met 'n ou wat heeldag agter sy rekenaar songs bou. Hoe fun! Dit maak dit interessant, dit hou dit vars. Ja, en hy is 'n musikale genius. Hy is nie like 'n ou wat niks weet van musiek nie. Hy is 'n pianis van formaat, hy sing baie mooi, jy weet, so wat nou nice is hoe hy, omdat hy 'n meer soort 'n commercial aanslag het, hoe hy my songs uitmekaar uit ruk. En dan knip hy dit goed op en uit en dan kry ek so semi-angsaanval en dan as ek daarna luister 'n dag later, dan kan ek glad nie onthou hoe my song geklink het. Voor die tyd dan besef ek, wow, ek kon maar daai verse uitgelaat het. Skielik is ek nou meer ingestel om minder woorde te gebruik wat meer sê. Ek hou daarvan. Ja. So as ek reg optel wat jy vir my daar neergesit het, was collabs half stap vir stap die sleutel tot jou groei as 'n songwriter. Ja. Want ek glo vas as jy deur die lewe gaan met soos 'n toe attitude, jy hou vas aan wat jy het en it's just like close yourself off, dan het jy ook nie oop arms om te kan ontvang wat vir jou gegee word nie, right? En ek figure dit is so 'n mooi testament daarvoor om na jou journey te kyk as singer, songwriter, performer. Wat al hierdie elemente van, ek wil amper sê vreemdheid embrace, want ons is vir so lank gekondisioneer dat as jy 'n track gebruik of 'n electronic element inbring, dan is jy 'n sell-out en Ja, al ek daai hoor die stuff. hele tyd Adon Goosen se stem in my kop. Ek hoor dit die hele tyd, dan is ek so bang en ek hy moet net nooit hierdie show wat ek nou doen kyk nie. Al wat ek sê, staan sterk, wees 'n kruitjie wat nie geroer word nie. Ja, maar dan besef jy, you know what, ons leef nou in 'n era waar elektronika op alle vlakke in die samelewing geïntegreer word in ons lewens. Hoekom nie musiek nie? Vraag is, solank jy jou musikaliteit inspan en nog steeds uniek kreatief is. Ek praat nou nie van AI liedjies en so nie. Ek praat net van embracing of technology en dit het my bloody lank gevat. Maar ek moet ook bysit, ek onthou ek het een keer onderhoude gevoer met liedjieskrywers wat ek gedink het is authentic. En ek het die onderhoud, het was Nathaniel, Volkhof Pelisekar, David Kramer en nog iemand, wat ek nou vergeet het. En toe het ek vir hulle maar gevra, wat is julle geheim, hoe bly julle authentic in wat julle doen? En ek onthou wat David Kramer gesê het, want aan die een kant het hy gesê, jy moet jou mense ken, jy moet weet hoe die skaduwees in die straat val, van die omgewing waarin jy woon. Jy moet weet hoe lyk die skoene wat die mense dra in jou dorp. En toe dink ek nogals baie aan baie van ons wat probeer soos international acts klink, dat ons amper ons authenticity verloor, omdat ons nie hier vir hierdie mense musiek maak nie. En toe dink ek aan baie van my Afrikaanse musiek, dat ek soms vir Engelse mense speel en Engelse musiek, en sê hulle vir my, hulle verkies die Afrikaans. Sê ek, maar hoekom? Sê hulle, because I can hear the place I live in your song. Nice. So ek like, wow. Maar die een ding wat ek gesê het, wat ek eintlik by wil uitkom, is as jy famous is, dan verwag jou fans van jou om op 'n sekere manier te klink. En is dit baie frustrerend soms as 'n creative om te evolve, want creativity vra evolusie, maar nou wil jou fans hê jy moet dieselfde bly klink. En ek dink in my geval, omdat ek nooit regtig super famous geraak het nie, het ek die luxury om te kan eksperimenteer. Ek like dit. Want kyk, ek glo vas, ons bly in 'n tyd waar mense in elk geval oor die algemeen meer 'n fan van die persoon raak as van noodwendig dit wat hulle doen in een genre in. Dis hoekom ons leef in 'n tyd waar jy kan suksesvol wees as 'n musikant en 'n YouTube chef en 'n voice-over artist vir cartoons as jy wil, but people will buy into the celebrity met aanhalingstekens van jou as mens meer as net, oh, I love that musician. Ja. Is dit vir jou dan nou nog belangrik om gesien te word as kom ek vra julle so, wat is belangriker in die volgorde van jou entertainer fasette en dit wat die publiek van jou sien? Wat beskryf jy jouself dan as? Is dit singer, songwriter, performer? Watter kant toe gaan ons daarmee? Ek sien myself as 'n performing artist. Dis wat ek
myself as sien en natuurlik liedjieskrywer en sangeres. Roem was nog nooit vir my belangrik nie. Ek sê altyd dink jy kry twee tipes musos, die een wat wil famous raak en vir wie dit belangrik is om famous te wees en die vir wie dit belangrik is om kuns te skep. Die ding is, jy kan nie kuns skep as niemand flippen as jy nie famous is nie. So, dis hierdie, Jy kan dit skep, maar jy gaan nie betaal word om dit te doen nie. Jy gaan nie betaal, dis nou die catch-22, jy weet, en is wel ook baie keer wens ek was 'n ekstrovert, want ek is nie 'n ekstrovert nie, en daai selfpromovering en net 24/7 networking waar jy in elke bloody vertrek waar jy instap, of festival waartoe jy gaan, of jy daar speel of nie, is jy besig om te netwerk. En baie mense is net so goed daarin. En kom miskien verder in hulle loopbaan, nie omdat hulle beter is nie, maar bloot net because they've got the gift of the gab and they've got that look at me personal. Ek het nie dit nie. So, jy weet, dit is nogal iets om te besef van jouself en iets waarmee jy moet vrede maak, I guess. Wel, ek raai net soos wat ek bijvoorbeeld as muso is nie 'n gitaarvirtuoso nie. Ek moet vrede maak met die feit dat die songs wat ek kan speel is limited tot die akkoorde wat ek ken. Ja. En ek dink as 'n mens bijvoorbeeld sê jy's introvert, jou strength is nie noodwendig gaan uit na die networking parties en sê, "Hi, wie's jy? Ek's Luna." Ja. You know, whereas vir my nou weer kom dit half second nature, but I've been doing it for so long, it annoys me now. Not annoys, just tires me out. Ja. Ek is okay, regtig, ek kan sommer net hierdie ding doen. So Ja. ek voel wat jy sê, but ek dink jy shape jou realiteit as entertainer rondom wat jy is, and Wel, that's en the jy beauty of goed doing is. it for a bit longer Ja. than like a young upstart, is it nie? Ja, ek dink uiteindelik moet jy jouself afvra hoekom doen jy dit. Ek het besef, ek het al baie eksistensiële krisisse gehad en al verskeie kere opgehou musiek maak en iets anders gaan doen. En elke keer raak ek na so 3 jaar sielsongelukkig en dan moet ek weer musiek maak. So ek het besef, dis my sanity, dis my mental health. Die catch-22 is, as dit nie goed gaan nie, dan is dit weer 'n bietjie sleg vir die mental health, jy weet. Maar so die geheim lê ek, en dis ook nog 'n ding wat ek gedoen het. Ek het interviews gedoen ook, want sien, ek wil antwoorde kry met mense in music business, en toe lees ek dat dit is maar 1% van die wêreld se musikante wat nie 'n werk het nie. Anderster as musiek. Tot hulle musiek nie. So hierdie idee dat jy 'n voltydse muso is, wat 24/7 net musiek maak en creative is 'n ou idee wat lei na the suffering artist toe. Die hele bloody Suid-Afrika, net om terug te kom na die suidpunt van Afrika toe, sukkel ekonomies. Ek het nou net gesien Showmax het nou Ja, gemaak nou toe. ek het nie geweet hulle bestaan nog nie. Ja, ek is nie, maar van my vriende wat in die film en TV-bedryf werk, is afhanklik van daai maatskappy. En toe dink ek net, dis nie net musikante nie, en almal moet maar hustle. Daar's baie mense wat meer as een job het, wat nie in die creative sektor werk nie. So, ek het ook nou onlangs weer met myself gepraat. Ek was vir 2 jaar weer voltyds in die bedryf en it went pretty good. En hierdie jaar, het uit sleg begin. Nou wil ek my polse afkou en myself jammer kry. Dan dink ek, nee Luna, kry vir jou 'n side job. Ek glo vas, jy moet so 'n paar emmertjies hê wat uitgesit is, maar as jy nou een van die mense is, en ek glo dis genuine true, daar's mense wat nie iets anderster as musiek wil en of kan doen nie, maar daar's maniere om daai passion te channel in iets wat meer winsgewend kan wees, soos ek glo vas, jy wat jou eie liedjies skryf, en I mean, unfortunately maak dit die niche vir jou mark bietjie kleiner, maar dan kan jy jouself nie oopmaak as songwriter vir ander, of as producer, of as vocal coach, of whatever it is, maar die reality is, ek het 'n vriendin wat 'n accounting, admin tipe ding doen. Sy het soos 3 verskillende jobs, alles sy rigting, en jy hoor nie hoe so iemand sit en kla, ek kan nie my passie vir Excel nie uitleef nie, want nou moet ek wragtig gaan staan en ja, presies. Ja, musos is baie keer bietjie entitled wanneer dit kom by ons passies. Ja, ek dink
Ja, dit is 'n moeilik. Ek dink vir baie lank daai suffering artist mentality het so of dat sex, drugs, rock and roll, the suffering artist, daai goed gaan al soms so lekker saam. En as jy jonk is, koop jy in op die storie en dis fun. Maar dan knip jy jou oë en dan is jy in jou 40s en dan kry jy sommer 'n klein semi-gereelde angsaanval en jy kom agter o, hel. So ek dink ek het baie respek vir jong mense veral wat vandag af net somehow they just get it. En miskien is dit die generasie. My generasie, ons het was nog romanties hoor. Ek onthou op my 20's, ek het onder bome gelê en ek het kant en beetsap gedaai. En verstaan te sê. Sorry, jy gaan dit weer moet sê wat jy daar gesê het, want daai het baie verdag geklink. Jy het kant in beetsap. Ek het hierdie beautiful kant gordyne en toe wil ek dit daai toe gaan koop 'n ou kant, maar tipies daar op 'n organiese plaas buite Stellenbosch. En net begin musiek maak, musou getyd, gewaitress by Dorpsstraat Theater. As you should. Ja, en ek was daarom wel besig om my M te doen en te studeer. Maar jy weet, ek kon soveel meer gedoen het daai tyd. Maar nou was ek hierdie hippie op die plaas, ek en my hond en my boyfriend op die tyd en ek het kant gedaai en beetsap en dan het ek gordyntjies gemaak en jy weet, dan dink ek vandag sien jy hierdie 28-jarige jong mense, ek ben operate. Almal is 'n CEO. Operate. En ek sê, man, ek wens ek was so. Honestly, I don't think you do. Want ek dink net soos as ek kyk na roughly ons generation mense, daar so is 'n ding van ek dink ons vat die lewe net so bietjie meer relaxed. Like en almal ek kyk na die kinders wat vandag op skool is en die jong mense wat nou net uit die skool uit is. Jy het 'n ground running, jy moet nou die lewe aanvat, bulhorings gepak. Terwyl ek voel ons het half meer van 'n slow introduction into adulthood gekry en ek dink dit was nicer. Ek dink ons vir daar's pros en cons soos alles in die lewe. Hierdie eerste hoek as jy wat ek doen praat ek nog altyd daaroor. Daar is nie 'n plus sonder 'n minus nie. Ooh, I like that. En dis maar die waarheid. So ja, ons het lekker, ek dink, ek sien spyt oor wat ek in my lewe hoe hy uitgespeel het nie. Maar ek weet, daar was 'n paar minusse gekom met van die besluite wat ek gemaak het, of nie gemaak het nie. Dit maak sin. Hoorie, ek wil eintlik 'n bietjie by van jou besluite stil staan. Ja. Right, want jy het nou 'n paar dinge al genoem en van die genoeg hulle gaan so hand aan hand vir my dat ek wil met jou gesels oor mental health. Ja. Deur vir jou te vra oor die Camino. Ja. Want jou travels klink vir my inspiring en vir die mense wat nou nie weet nie, ek meen jy het jou M in musikale terapie, is ek reg? Ja, dis eintlik my M in maatskaplike werk. Maatskaplike werk, ekskuus. Maar ja, my passion op daai stadium was hoe gebruik jy musiek in groepsverband om terapeuties vir mense te help en daai tyd spesifiek drug addicts. So ek het as 'n social workers mag nie hulle self musiekterapeute noem nie, want dit is 'n hele M op sy eie. So ek moes my teses anders verwoord. Ek moes gesê die benutting van musiek in groepterapie met afhanklikes. Maar in essence het ek musiekterapie bestudeer en het ek daai tegnieke en goed toegepas in 'n maatskaplike opset, in rehabs en goed, en hoe jy musiek gebruik om mense te help. En so dis tot vandag toe, ek bedoel, ek help myself met musiek. So, ek glo dit nog steeds. Ek's nou besig om 'n narrative therapy navorsing te doen, omdat ek ook skryf. So vir my gaan oor, en binne Suid-Afrikaanse konteks, dink ek, maak nie saak wat se etniese groep jy vanaf kom nie, storie vertel speel 'n massiewe rol in ons kulture in Suid-Afrika en ek dink is die een manier hoe ons met mekaar connect, waar ons andersins nie sou nie, is deur stories. So ja, anyway, ek het gesit. Vertel my die storie van die Camino, maar spesifiek wil ek daarby uitkom met een vraag daaroor. Okay. Obviously, vertel my dinge en hoe cool dit was en alles, maar ek wil hê ons moet uitkom by 'n punt daarvan wat jy vir my kan sê, wat het die konsep van, jy het solo gegaan? Stoksel alleen vir 3 maande oor see, ja. Ek wil hoor, wat het solo travel vir jou mental health beteken? Yes, baie.
Ek kan maar eers begin by hoe sleg het met my gegaan het voor ek gegaan het. Vertel my die storie, kom ons En begin. ek gee nie om dit te vertel nie, want jy weet in die COVID waar ek bevoorreg is omdat ek 'n graad gehad het, kon ek 'n nogal so goeie job kry. Waar baie van my kunstenaarsvriende wat 20, 30 jaar in die musiekbedryf gewerk en geen ander skillsets het nie, het regtig gesukkel, moes uit hulle huise uittrek, by hulle ouers intrek. So ek het baie bevoorreg gevoel in daai front. Maar as jy 'n muso is, as jy 'n entrepreneur en jou work ethics nogals hektiek, want as jy nie werk nie, kry jy nie geld nie. So jy daai tipe, jy rus eintlik nooit. So ek's met daai selfe mentaliteit in my day job in. En toe ek weer sien 3 jaar later, toe ek so vet soos 'n os en uitgebrand, miserable, depressed en sielsongelukkig. Want ek het daai selfe work ethic in 'n job ingevat wat baie ongesond was. En ek probeer om music en daai job te juggle. Wat onmoontlik was, want jy kan nie kreatief wees as jou beker leeg is nie. My beker was leeg. So, toe bedank ek daai job en ek besluit, shit, ek kan nie nou gaan musiek maak weil ek so voel nie. Ek moet eers hierdie storieetjie uitsort en iemand het my lank terug van die Camino vertel. En ek dink toe aan weer eens toe ek jonk was, daai gap jaar. Ons het dit nie gap jaar genoem nie. Daai woord het nie bestaan nie. Ja, dit was net ek vat 'n jaar af. Ja, dit was maar baie in daai generasie van die 90s of wat ek wil 80s en 90s het baie mense het eers gaan travel oor see so vol van daai working visa. En al my vriende het dit gedoen behalwe Moa. Voorbeelde gaan studeer, nie regte ding. Vir myself sê ek gaan later en later het dit net nie gebeur nie. Ja. So toe besluit ek, screw this, ek is nou bloody 40 al. En ek het nog nooit daai ding gedoen nie. Ek's nou ouer, I better do it flipping now. En toe het ek dit gedoen. Gestap op Camino, sodat ek skit alles wat sleg is uit. En gaan travel dan in die Mediterranean, want hoekom nie? En dit was life-changing. Was lekker as die day job het vir jou kon laat gebeur, Ja, nee. precies. Wink, wink. Precies. Dis nou die presiese ding, maar ek uit die day job uitgeleer het, wat amazing daar was, as jy hard gewerk het, as jy finansiëel beloon vir jou harde werk. Ongelukkig werk die musiekbedryf nie so nie. Nie altyd nie. Nee, jy kan jou gat afwerk en nog steeds nie geld maak nie. En jy kan baie goed wees in wat jy doen, nog steeds nie geld maak nie. So, dit was refreshing om vir 'n slag te werk in 'n omgewing waar iemand erken as jy goed is wat jy doen en jou beloon. Soveel sodat jy kan gaan travel, jy weet. So dit was amazing en vir al die alleen ding. Vir in die Camino was dit opvallend hoe ek wou niks met mense te doen nie. Ek was moeg vir mense. Weet ek gehoor ek was eintlik 'n introvert. So ek het die roete gekies wat ek gehoor het die minste mense op. En dit is? En dit is die Camino del Norte, dis die noordkus van Spanje, wat jy so loop en dan kom jy af. En dit is waar, daar was daar wat ek deur die woud gestap het, wat ek nie 'n enkele mens gesien het nie, tot ek kom by die dorpie waar ek moet oorbly. It was amazing. Dit klink scary. Hy voel oë op jou in die woud en dan besef jy dis nie mensoë nie. Dan is jy so, wow. Maar toe hoor ek daar's beere en wolwe en bosvarke. Ek leer daarmee is na die tyd daarvan vertel. Ja, een van die oomies, Spaanse oomies het my vertel en toe sê my moenie worry nie, hulle is banger vir mense as wat mense vir hulle is. Toe sê jy moet oppas vir die bosvark, hy sal jou verinneweer, maar die beer en die wolf sal eerder van jou af wegkruip. En wraggies al volgende oggend toe kom ek op die karkas van 'n baba wolfie af. Toe weet ek het my nie verbeel nie, maar dit was amazing. En net wat in jou kop gebeur, in hoe die eerste paar dae al die negatiewe goed in jou kop is. En verhoudings, jy weet, mens besef nie eintlik die impak wat verhoudings het op jou siege nie. En alhoewel mens baie lief is vir mense, dit is maar altyd kompleks en ons maar altyd goed wat jou pla, waaroor jy nie noodwendig praat nie. So daai is die goed wat deur my kop gemaal het. En later was ek geïrriteerd met myself, wat ek gesê, jy's nie hier om nou oor negatiewe goed te dink nie, maar jy kan nie help wat jy dink nie. En
dis seker dag 4 of 5, toe kom ek agter, maar al wat my brein doen is my voete tel. Ek tel 1, 2, 3. Toe kom ek agter, ek dink nie meer nie, en dit was soos hemel. En toe begin dit lekker op. Ja, toe raak dit lekker, en toe kom ek agter, okay, nou begin ek connect met iets real. Ja. Yes, dit klink epic. En toe jy nou klaar is met die Camino, right? Hoe lank het jy gestap, sê jy? Nie so lank nie, ek het, omdat ek net 3 maande gehad het om die hele Mediterranean te doen, kon ek nie die hele Camino stap nie, want dit vat omtrent 'n maand, 5, 6 weke. So ek het 300 en iets kilometer gestap, dit was so 13 dae wat ek gestap het, en toe van daar af, toe begin ek nou treine en busse vat, en ek besoek nou die lande van my keuse, wat ook great was, ja. Jo, wat was jou favorite land gewees? Wel, Griekeland voel ek verdien elke mens 10 dae op 'n Griekse eiland elke jaar. Ek voel dit behoort eintlik op jou geboortesertifikaat. Mensreg. Like, 1 keer 'n jaar 10 dae op 'n Griekse eiland, verseker. Maar sjoe, elke land, ek was mal oor die Spanjaarde, obviously as jy deur 'n land stap, dan connect jy op 'n ander manier met die mense. Ek love die Spanjaarde. Ek was mal oor Portugal, ek was mal oor Griekeland, ek was in die suide van Frankryk. Dit was, daai mense is bietjie eienaardig in die platteland in die suide van Frankryk. Ek sou sê Italië was ek. Vir my was dit Griekeland, Spanje en dan Portugal. En wat is jou volgende land? Waarheen wil jy nog gaan? Ek gaan elke jaar Holland toe om te werk, en my goal is nou om dan elke jaar, die gog het my nou gebyt, so, maar elke jaar 'n nuwe land by te sit, sien dat ek daar is. So laas jaar was dit Oostenryk. Toe ek, want daai trip was 2024, so laas jaar toe speel ek in Holland, en toe gaan ek Oostenryk toe, na Salzburg, en wat is die ander groot een? Wene. Ja. So hierdie jaar moet ek nog besluit. Ek is nou so Slovenië, ek is geïnteresseerd in Georgia, maar nou met die oorlog, ek weet nie. Jy het al Kroatië gedoen. Ek wil Kroatië nie somer doen, en ek gaan in die herfs. Ja, wanneer gaan jy oor? Einde Oktober, November. Okay. Dis nou al 'n goeie tyd in Holland vir my, omdat die somerseason is verby, en al die moerse groot bands is nou gewaai weer, en die mense beweeg weer in die teaters en in die goed. So dit voel vir my soos 'n goeie tyd vir my. So nou, maar ek moet vir jou sê, herfs in Europa is lieflik. Nou, ek het Kroatië gedoen in Augustus, as ek reg onthou. It was fantastic. Sien Kroatië en Slovenië, daai twee wil ek saam doen. Okay. Maar ek was net deur die Slovenië ene gewees, but it was fantastic. Ja. Nou ek wil by jou hoor. Teaters. Jy het nou gepraat van jou trip, en jy weet, as jy nou oorgaan, jy speel later die jaar weer in Nederland, en die meeste van jou shows in Suid-Afrika is maar teatershows, hier en daar 'n festival, sover ek verstaan, maar hoe verskil die teaterscene dan in Suid-Afrika versus Europa waarin jy speel? Ja, dis interessant in Europa, definitief, of Nederland. Ek kan nie sê Europa nie, my ervaring is slegs in Nederland. En daar is dis 'n baie meer homogene land, nie meer nie, dit raak nou baie divers, maar vir baie lank is 'n baie homogene nasie. Miljoene mense wat almal min of meer dieselfde is. So die musiek en die kulturele wêreld, as jy in 'n niche mark operate, daar het jy 'n baie groter audience as wat jy hier het. Hier het ons maar, sê nou maar jou mark is slegs wit Afrikaanse mense in Suid-Afrika, dan is jou mark baie klein. Nou uit daai klein markie moet jy nog klein markie so flip, terwyl daai klein persentasie in 'n plek soos Nederland groter. So dis peer demographics, en dan ook ekonomie, want die mense daar het meer geld. Jy kry nie sommer arm mense in Holland nie. So hulle gaan gereeld 1 keer 'n week letterlik teater toe.
dit klink vir my amper verregaand. Ek is soos, wat doen hierdie mense? Sit hulle goudmyne? gewone jobs en dis jong mense. Dis so verprissend om te sien hoe lyk die teaters. Hulle is vol en dis jong mense. Dis nie soos hier by ons as jy na 'n teater toe gaan, klomp sneeukoppies, grys mense van Hey, nee, maar los my hare maar uit. nie so cool ene nie, you know what I mean. Like dit is jong mense doen dit nie meer regtig nie. In Suid-Afrika nie, die kultuur van teatergang is nou gereserveer, voel ek nog als vir die kunstefeeste. En dankie tog dat hulle nog daai aan die lewe hou. En ek het my uit noodsaak eintlik begin musiekteater doen. Ek's eintlik net 'n muso wat daar liedjies wil sing en ek wil nie 100 stories vertel oor my songs noodwendig nie. Ja. Maar ek het agtergekom ek het 'n gift om stories te verweef in 'n konsepshow en dis het vir my voet nie deurgegee by die feeste. Waar ek baie keer nie gigs kry in gig venues nie, want ek is nou nie rock genoeg of blues genoeg of pop genoeg nie. Mense weet nie waar om my te sit nie, so ek het besluit, maar dan vertel ek julle nou maar wat ek is en ek doen dit in teaters. Ek love dit, vat beheer. En toe hoor ek nou in Holland noem hulle wat ek doen. Daar's 'n naam voor, kunsmusiek. Oh, ek love dit. Ja, en ek hier weet mense nie wat om my te noem nie, maar daar het mense in die Hollanders wat jy maak kunsmusiek. En dis 'n actual genre daar en mense vlak teater toe met te kyk. Dit klink amazing. Ek is baie keen om so 'n bietjie van 'n kunsmusiektoer aan te pak en so 'n paar van daai tipe venues te gaan uitkyk wanneer ek weer daai kant is. Ja, regtig voor en ek love dit want dit gaan dit oor gehalte en konsep. En mense is krities. Ek het ook al agtergekom, jy weet, as ek daar gaan speel, ek's nie bekend daar nie. Mense weet nie wie ek is nie. Maar omdat mense gereeld teater gaan en omdat hulle geld het en omdat hulle educated is kultureel, sal hulle sien, o, hier speel iemand, ek weet nie wie's dit nie, dan gaan lees hulle daai persoon op, hulle gaan Google jou, hulle gaan luister na jou vorige musiek en dan koop hulle 'n kaartjie. Ek het al gehad wat ek daar opdaag en kom maar ou oomie na my toe met 'n uitknipsel uit 'n koerant uit van Elizabeth Eybers wat gaan oor immigrasie. Maar dink ek, hoekom het hy vir my dit? Hy het dit uitgeknip voor hy gekom het en hy weet nie wie ek is nie. Nou, dis mos verregaande en dan besef jy hoe die dinkproses en hy het geweet Elizabeth Eybers is 'n Suid-Afrikaanse digter wat in Holland gebly het en geworstel het met behoortskap daar of hier en hier bringe. Dit is flippende amazing. En hy wou net laat jy welkom voel. Hy het vir my gewys, maar ek dink dalk het hy toekoms in gedink, want ek het daai ding teen my muur geplak en verlang is nou nog 'n gesprek wat ek met myself voer, moet ek nie maar so intoe gaan en daar gaan bly vir 'n ruk nie, jy weet. Maar ek is so lief vir my land. Ek kan imagine om nie in die oggend in Melkbos in die see te gaan swem of deur die Karoo te ry nie. Maar dan dink jy net aan daai stimulasie. So ja, ek dink hy het eintlik hy het iets gesien wat ek nog nie gesien het nie. Wel, wie weet, maybe is dit jou volgende groot invloed wat in jou inkom, you know? Ja, who knows? It was the Gerald Clark, it was the electronics, Nick Turner, electronics, ja. I mean, Luna Page, die groot export van Suid-Afrika na Nederland toe. I don't know. Daar's baie mense gaan, nou weer eens, check jy daar's al die groot Afrikaanse popsterre gaan ook in Holland toe. Hulle maak 'n plek vol. Want hulle kan Afrikaans praat en mense volg hulle. Ja, en die pop scene, die Nederlandse pop, like sort of, wat sal mens nou sê, bubblegum pop. Ek mag mense dit sê, ek weet nie. Ja, maar dit is net so groot daar, soos wat dit hier is. So, daar's 'n mark daarvoor ook. Dan het Jack Sparrow, Bitter Einders het op 'n tyd baie gegaan. Volkhof gaan gereeld. Die rock scene is ook daar. Maar wat so cool is dat my music het ook 'n scene. I love it. En dit is wat dit so maak dat jy dink, okay, maybe moet ek maar gaan, want
hierso moet ek so fight vir 'n plekkie, net vir 'n bloody plekkie. En dan kry jy die plekkie, dan moet jy fight dat die mense moet kom. Hoor jy gepraat van fight dat mense moet kom, hè? Ja. Tweede laaste ding wat ek vinnig met jou oor moet chat, want ek sien ons hardloop so 'n bietjie uit tyd uit. O nee, ek love dit, maar ek weet net jy is oor presies 12 uur of so op. Nee, daarom nie nog so 10 minute ekstra. Jy is oor presies 40 minute op hierdie eindste stage by Centurion Theater en hierdie is die eerste show van jou toer nou, right? Nee, ek het al heel wat gedoen. Ek het begin in wanneer het ek begin? Die eerste in Gauteng. My eerste een in Gauteng. Nee, ja, ek het nou heel week radio onderhoude en TV onderhoude en al en Baas de Beer onderhoude. En 'n Baas de Beer onderhoud gedoen. Môre is ek op RSG en dan ry ek Parys. Dus ek het letterlik net een show hier kom doen want ek weet dis net een gaan mense na toe kom en ek het gesukkel om kaartjies te verkoop vir die show. Pretoria, ons moet beter doen. So vinnig en sal die toer van hier af, ek weet hy vat jou deur die hele land hier dan. Ja, ek gaan na huis toe, na Parys, net bietjie chill en dan gaan ek KZN toe wat effe waghalsig is. Ek wil Guy Battery het vir my gesê, you know, Durbanites don't even play there more than one show. You know, it's a difficult community. En typies ek nou het besluit gat, ek wil nou kyk, ek gaan nou 'n Afrikaanse show, KZN toe vat. Wow, okay, asseblief. Ons flipping baie Afrikaanse mense daar. Ek dink maybe somehow kom al 14 van hulle na die show. Kom al 14 van hulle. Kom ons sal sien. So ek doen dit en dan van daar af gaan ek in Koringberg in die Kaap speel en dan gaan ek KAK&K toe waaroor ek baie excited is. Nice. And it's so obviously a captive audience en mense wat into sulke vibes is. En dan, wat doen ek dan? O, dan gaan ek wil nou 'n bietjie weer my Engelse music, ek mis dit nou. So ek werk nou aan 'n projek waar ek sit vir my Americana rootsy music wil package in 'n duo. Saam met? Ek hoop Henry Steele gaan dit saam met my doen. Hy moet nog ja sê. Ons het jare terug, ons was jare terug saam in 'n band. En ons ken mekaar al van baie lank terug. En hy is nou terug in Stellenbosch en so ons kyk maar wat hy sê. Want ek wil nou maar gitaris, want as jy in daai styl, jy het maar daai ou nodig wat 'n solo of 3 klap. En as jy nou 'n ou moet kies, dan is Henry Steele 'n baie goeie ou om te kies. Ja, verseker. So ons hoop hy sê ja en dan wil ek daai ou, want ek het amper 100 songs wat baie min mense eintlik ken en meeste van hulle is maar geroot in daai genres, folk, country, blues, Americana vibes. So ek wil hulle nou amper soos wat ek hierdie elektroniese projek aangepak het om hulle te strip van unnecessary woorde en goed. Wil ek hulle nou gaan herwerk in 'n repackage in 'n potent stilistiese potent show. Daar is klop woorde wat ek nie verstaan alles nie, maar dit klink vir my fantasties. Dan wil ek al die bars bladdy speel. Hey, nou hoor jy dit Pretoria bars, ja, dan sal die mense daar kom nou. Hoorie, ek bedank jou vir jou tyd en ek wil baie graag afeindig met een vraag vir jou. Ja. I mean, we did the marketing thing, almal weet hulle moet nou vir jou gaan kyk en jou stuff is baie cool. Ja, hulle moet die shows kom kyk. Maar jy is 'n touring musician, jy's 'n songwriter, jy's 'n traveler, 'n persoon wat ek voel wysheid en insig het wat ander mense nie noodwendig het nie, because you've seen things that other people don't, you've experienced stuff, ons almal doen maar uit jou perspektief, ek hou daarvan om te eindig en te vra vir iets wat jy vir die luisteraar kan gee, wat hy kan huis toe vat en sê, something that I can practically do in my life, to give me just a little bit more joy, is daar iets prakties wat jy kan voorstel vir iemand wat nou hier sit en luister om te sê, maar weet jy wat, daai mental health leap, daai joy, daai vervulling en die vrede wat mense kan sien wat van jou af exude, how can I go about getting some of that? Jololo. Ek dink dit is mense moet bereid wees om nou en dan die noise af te sit en 'n bietjie alleen te wees en met hulle self te praat. Ek dink dis waar die geheim lê. En meeste mense skram weg van dit af want dit is nogals
konfronterend by tye. Maar dis amper die enigste manier hoe jy regtig agterkom wat jou gelukkig maak. En dit is maar hoekom ek byvoorbeeld daai trip gaan, ek moes myself gevra het, wat hou my aan die gang? Wat is dit wat ek moet doen om happy te voel, ten spyte van al die uitdagings in my lewe? En al wat ek kon doen is deur binne te kyk en die noise uit te sny. Maar ek dink ons maak tyd vir dit nie. So ek sou sê, skeduleer alleen tyd en gesels met diself. Ek weet, I know this is hectic, maar Kyk, ek meen, daar is bitter min dinge wat my so verbouwereerd laat as 'n redelike ekstrovert, soos die konsep van alleentyd, net soos wat vir jou baie mense as 'n introvert, Ja. Maar ek dink ek persoonlik sal dit 'n bietjie ter harte neem, want elke keer dat ek tot dusver in my lewe nog gebruik hou, al is dit 3 dae, Ja. it really gives the opportunity to reflect and change. ja, en dit hoef nie eers, dit kan letterlik 'n ure dag wees. Maar net ek weet baie mense doen dit met soos Bybel en stilte tyd en sulke goed, of party doen dit met meditasie. Ek onthou een keer ek weet ek praat te veel, maar ek het gaan bly in Calitzdorp vir 5 dae nagte in 'n area waar daar geen selfoon reception is nie. Ek kry rillings. Jy kon niemand bel nie, jy kon nie 'n SMS of WhatsApp, niks. Al waarvoor my foon goed was om die tyd te kyk en foto's te neem. En hier op aand 4 toe hoor ek 'n stem in my kop en dit was 'n Ierse man. Ek sal baie graag wil hoor van die Ierse man, maar ek dink ons gaan uit tyd uithardloop want jy moet nog gaan opwarm vir vanaand se show. Ja. So ek challenge jou. Nee. Ja. Ons het voor die tyd so 'n bietjie gechat en ek dink dit is iets wat jy moet doen. Ek dink jy moet 'n podcast begin. I really think so. Want as mens kyk hoe lekker jy chat en al die interview styles en die stories wat jy het om te vertel, even if it is a 15-minute podcast. Dit gaan moeilik wees met my, ek moet sien hoe baie Hier 'n praat half ek. podcast. Hoorie, Luna Page. Ek bedank jou, dit was 'n voorreg geweest om jou vir die eerste keer op die Baaskaas te hê. Ek is amper seker daar gaan nog 'n keer moet wees. So ja, nee, genuine, baie dankie vir die stories, die insig, die wysheid en ja. Dankie. Dankie vir jou. Ek weet nooit om hierdie goeters te eindig nie. Baie dankie vir jou. Dankie Tot vir jou. volgende keer. Arrivari. Arrivari. Ciao. In Hollands, doei. Doei. Hoe is dit in Spaans? Shit, wag. Ciao. 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 Okay, het ons al genoeg baie gesê? Ja, het sê. Hierdie is die awkwardste deel van elke chat verby. Okay, gaan warm op. Ek kan my prentjie wat ek in my kop gemaak het oor om die noise uit te sny uit jou kop uit. Ek het so 'n simbool uit myself gemaak. Paul, wil jy hom teken? Ja, ek kan dit nou doen. Dis Dit sou baie cool wees. Maar dis net een kleur. Wel, stel dit so, kies vir jou 'n kleur. Ek gaan dit afneem met hierdie. Dan is daar so video footage van hierdie noem ek dan nou ook, kan ek jou help daar? Dit was so. Hierdie is art therapy with Baas de Beer. Jy het musiekterapie gedoen, soort van allegedly nie regtig nie, maar jy het. Ja. En Kom ons vat. oei, daar kom ek maak hierdie skoon. Welkom dan nou ook by art therapy with Maar Baas nou de moet Beer. ek eers die kop teken. Kan ek dit? Hoekom is hierdie ding vuil? Ek kan nie afneem met 'n vuil kamera nie. Hoe maak ek nou 'n mooi ronde sirkel? Ehm Ag nee, wat? Dat hoef nie perfek te wees nie. Okay, dis Ek- alright. Okay? Hierdie is 'n real life action drawing capturing. Hierdie sal natuurlik dan ook op die Dolomiet van Springs webwerf beskikbaar wees wat mense dit kan koop. Either op 'n T-shirt of op 'n mug of op 'n I don't know wat nog, wikis en alles en Maar al ek moet hierdie- nou dit verduidelik. Asseblief gou vir dit. So dis daai 5, dit is in die musiekrusnoot vir stilte vir 1 2 3 4 dis die kop. En dis my teken vir myself van cut out the noise and maak jou brein stil. Ek like daai. Dis die rusnoot vir 4 tellings. Jy gaan vir my moed daarby teken O. en jou naam skryf en as jy wil kan jy selfs 'n quote bysit, maar Wel, ek het 'n song by name van Rustyd en Herhaal wat eintlik
die hele premise is van voordat daar so sê en ek sien nie praat ek al weet veel dat 'n mens loop nooit deur dieselfde rivier 2 keer nie. Want die rivier het verander en jy het verander, maar as jy gaan dit agterkom as jy nie stil staan en 'n bietjie kan perspektief kry nie. So ek het die song geskryf rustyd en herhaal so jy moet eers rus voor jy kan herhaal dat jy perspektief het. Ek love dit, daar het jy dit. En daai is ons volgende Dolomiet van Springs collaboration. Pause met hom gou daarso. Dankie. Alright. Okay, lekker simpel.